Geliefde, ek wens dat dit met jou in alles sal goed gaan en dat jy gesond is soos dit met jou siel goed gaan. Natuurlik quote ek hierso vir die apostel Johannes uit 3 Johannes 1 vers 2. En ons praat oor 'n voorspoedige lewe. En ons kyk na die vierde sessie hier vandag oor welvaart versus inkomste. Dit is wat ons bietjie gaan praat oor vandag. Ek weet dit gaan jou help. Ek weet dit gaan 'n groot impak in jou lewe hê. Laai dit af, bestudeer dit, maak notas en kyk dit vir jouself, luister vir jouself en neem aksie en dit sal vir jou werk. Jeremia 29 vers 11 is God se gedagtes oor ons en vir ons aangaande voorspoed. En hy sê vir ons wat ek weet. Dit is 'n welbekende skrifgedeelte, maar ons moet die essensie van kry. Ons moet die belangrikheid hiervan sien oor wat is God se gedagtes. Want ons bevind onsself so in resessie of in omstandighede of met ons rug teen die muur en al en dan vergeet ons wat God se gedagtes vir ons is. En ek herhaal hom weer vir ons. Hy sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande jou koester, sê die Here. Gedagtes van vrede, gedagtes van vrede, van voorspoed en nie van onheil nie, om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Love hierdie skrif, net 'n mooi gedeelte. Dan Johannes 10 vers 10, een van die anker skrifgedeelte in my lewe. Jesus het gekom om ons die lewe te gee en dit in oorvloed. So, ons het gekyk van die heel eerste sessie af oor die definisie van voorspoed en hier was my definisie. Dit is dat jy het geen finansiële skuld nie. Klink dit nie wonderlik nie? Dis 'n moontlikheid. Daar's 'n waarheid daarin. Jy het geen finansiële skuld nie en jy het meer as genoeg geld oor om elke goddelike opdrag wat God vir jou het te vervul. En dan genoeg oor om ook ander mense te kan help. Om 'n seën te kan wees. Ek noem dit net in die een sin, always blessed to be a blessing. Toe het ons laas week gekyk, of laas keer, die vorige sessie, oor die definisie van 'n koninkryksbouer. Jy omskep daar die rande en ek gaan jy gaan sien wat ek bedoel by hierdie stelling. Jy omskep daardie rande van jou, daai geld van jou, daai dollars in soldate om koninkryksdoeleindes te bereik. Vandag kyk ons na welvaart versus inkomste. En ek sê dit graag so, ek stel dit so vir jou. Rykdom of welvaart is vir invloed en inkomste is vir impak. Laat ek dit weer sê. Rykdom, welvaart is vir invloed en inkomste is vir impak. Onthou hierdie definisie. So ek hoor hierdie heeltyd, Steven, geld kan nie geluk koop nie. Dit gaan nie alles net oor geld nie. Wel, armoede kan ook nie geluk koop nie. Ek sien baie mense wat sukkel. Ek bedoel, ons hoef nie ver te gaan in Afrika, en veral in Suid-Afrika, om te sien wat die vloek van armoede aan mense doen nie. Inteendeel, armoede kan niks koop nie. Armoede bied jou niks nie. So mense wat sê dat geld kan nie geluk koop nie, het eenvoudig nie genoeg daarvan weggegee nie. Want as jy begin 'n seën wees vir ander mense, dan sal jy begin sien wat geld kan doen. Ek het gesien hoe dit oor en oor geluk en vreugde verskaf aan mense, soos wat ek en my vrou gee, en ek het dit ook so deur ander mense beleef en gesien. Nou Spreuke 25 vers 21 tot 22, die konteks hiervan is wonderlik. Hy sê, as jou vyand honger het, gee hom brood om te eet. Wow. As jou vyand honger het, gee hom brood om te eet, en as hy dors het, gee hom water om te drink, want jy hoop gloeiende kolle op sy hoof, en die Here sal jou dit vergelde. Wat bedoel ek hierby? Jy kan hierso sien dat jou vrygewigheid die gewete van 'n ongelowige kan wakker maak. Dis wat ek hierso wil sê. Dit kan die gewete van 'n ongelowige wakker maak. En hier is 'n man wat gesê het, ek glo nie in God nie, maar in een daad van vrygewigheid maak dit sy hart oop. Hierdie is so relevant in die wêreld wat ons leef. Is dat wat geld kan doen om die harte van die onregverdige, die ongelowige oop te maak om die evangelie te ontvang. So ek sê nie geld kan vreugde of vrede koop nie. Dis nie wat ons probeer doen nie. Maar weet jy wat, dit kan help om die evangelie te versprei. Want dis alles waaroor dit gaan. Dit kan die armes voed. Ek kan kerke plant en putte grawe vir watervoorsiening, hospitale begin en dorpe opruim en welsinwerk doen, opleiding sentrum skep, kunstsentrum skep, meisies uit mensenhandel red en geletterdheidsprojekte in ons stede begin en die haweloos-skeiding gee. Dit is waaroor dit alles gaan, mense. Het gaan nie net oor ons sak nie. God sal omsien na ons sak.
but it's blessed to be a blessing, money with a mission. So dit behoort duidelik te wees dat jy nie die hele wêreld kan binnegaan as jy nie eers kan bekostig om winkel toe te gaan nie. Jy moet uit daai uitkom. So hier is die sleutel tot die hele saak. Is jy gereed om dit te hoor? Baie beginsels wat ek hier met jou gaan deel, mooi ding wat ek hier met jou gaan deel. Matteus 6:24. Hier is Jesus reg in die middel van die bergpredikasie en hy sê niemand kan twee here dien nie. Ons ken hierdie goed. Want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal aan die een vashou en die ander verag. En dan sê hy, jy kan nie God en Mammon dien nie. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Hierdie Passion Translation stel dit so, how could you worship two gods at the same time? You will have to hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You can't worship the true God while enslaved to the God of money. Wow, stel dit mooi so. Sommige Bybelvertalings, soos ek hier aangehaal het, sê God en geld. Maar hier is die vraag aan jou. Hier is die vraag aan elkeen aan ons. Wat is Mammon? Nie soseer wie is Mammon nie, maar wat is Mammon? Mammon was die demoon god van Syrië, wie se naam die mag van rykdom beteken het. Mag van rykdom. So Jesus, ons meesterleraar, ons rabbi, stel hierdie kontras so op. Hy sê, jy kan of jou hart aan die een ware God gee, of jy kan jou hart oorgee aan die geestelike invloed van geld. Geestelike invloed van geld. Jy het my gehoor. So Mammon is hierdie demoniese gees wat probeer om jou na geld te kyk as jou bron, wanneer jy veronderstel is om na die een ware God te kyk as jou bron. El Shaddai, the all-sufficient one in your life. So wat beteken dit dan? Wel, as jy meer betekenisvol en veilig voel wanneer jy meer geld in jou bankrekening het, is dit die gees van Mammon. Wanneer jy voel, nou kan ek uiteindelik slaap, of nou kan ek net sommer chill, dan maak die tekort of die teveel van geld jou emosies wakker. Dit is lekker om geld te hê, dit is goed om geld te hê. Daar is emosies daar gekoppel. Ek sê nie ons moet emosioneel loos wees nie. Maar ek moes hierdie toe na die Here bely, want die Heilige Gees het my bedien met dit, is dat wanneer ek opgewonde of depressief of moedeloos geraak het as gevolg van geld, dan het ek my gegee vir die gees van Mammon, want is die Here wat my blydskap gee. Die Here gaan my nie teneergedruk maak nie. En wat is dit wat my teneergedruk maak? En as dit geld is, dan is dit Mammon. So geld gaan my nie opgewonde maak nie. Jesus alleen maak my opgewonde. Die Heilige Gees, die werking van die Heilige Gees. Maar die hulpbron van geld, die voorsiening van geld kan vreugde verskaf. Ek hoop julle hoor wat ek probeer sê. So hierdie is gewone verse, regte Bybelverse, maar wanneer die gees van Mammon dit verdraai, is dit hoe ons dit hoor, en ek stel dit as volg. Waar kom my hulp vandaan? Ek quote nou hierso by Psalm 23. Waar kom my hulp vandaan? My hulp kom van geld af. Geld is my herder. Ek sal nie tekort hê as ek genoeg daarvan het nie. Al stap ek deur die vallei van resessie en inflasie, as ek geld het, dit troos my. Geld is 'n altyd teenwoordige hulp in tye van nood. Geld gee my die vrede wat begrip oortref. My geld sal al my behoeftes voorsien. 'n Dag in die winkelsentrum is beter as 1000 elders. Dit is die gees van Mammon wat ek hier beskryf. So agter hierdie leuen is 'n Mammon wat sê, luister, God sorg vir daardie superheiliges. Maar jy is nie een van daardie superheiliges nie. Jy moet 'n klomp tyd spandeer om oor jou geld te bekommer, angsvol en ontstel te wees. Jy moet stres oor jou geld. Dis wat Mammon vir jou sê. So hier is die waarheid. Halleluja vir die waarheid. Jy het nie meer geld nodig nie. Jy het 'n beter verhouding met die koning nodig. Jy het 'n verhouding met Jesus nodig. Dan sal jy ook baie effektief in sy koninkryk kan vloei. So hoe lyk dit wanneer jy Mammon dien? Ek bly hierdie vraag gevra en ek antwoord dit graag vir jou. Dit gaan nou ernstig raak hierso vandag. Baie ernstig. Matteus 6:25 sê, daarom sê ek vir julle, Jesus praat, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggame nie, wat julle sal aantrek nie, is die lewe nie meer werd as die voedsel en die liggaam as die klere nie. Angs en bekommernis is vir die gees van Mammon, wat lof en aanbidding vir die een ware God is. Letterlik, die manier waarop jy die gees van Mammon aanbid, is deur bang en angstig te wees oor geld.
Vrees is geloof in die duiwel. Bekommernis is 'n vorm van ateïsme. Ek maak 'n sterk stelling hierso. Bekommernis is 'n vorm van ateïsme. 'n Ateïs, met ander woorde, jy glo nie ware bron God jou voorsiening, jou El Shaddai nie. Jy glo aan 'n mammon wat vir jou moet voorsien. So vrees is geloof in die duiwel. Bekommernis is 'n vorm van ateïsme omdat jou toekoms sonder God kan voorstel. Geloof is om jou toekoms saam met God te sien. En wanneer jy jou toekoms saam met God sien, weet jy dat hy is El Shaddai. Jy weet hy sal jou deurdra. Jy weet hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Maar wanneer daar bekommernis en stres is, dan is jy eintlik 'n ateïs, want Jesus sê baie duidelik vir ons, jy kan nie God en mammon dien nie. Jy sal die een lief hê of die ander een haat. So ek het goeie nuus vir jou hier vandag. God is reeds in jou toekoms. Halleluja. Ek weet watter gedagtes ek gaan jou koester. Hy sal daar wees wanneer jy daar kom, so jy hoef nie bekommerd te wees nie. Maar laat ek jou die waarheid sê hier vandag. God se bonatuurlike kan nie in vrees en bekommernis funksioneer, mense. Laat ek weer sê, God se bonatuurlike kan nie in vrees en bekommernis funksioneer nie. Dis hoekom soveel Christene opgee wanneer dinge nie uitwerk nie, want hulle doen dinge uit vrees en uit angs uit. Mense selfs gaan so ver as selfmoord of in verval in depressie met al die manifestasies wat uit depressie uitvloei of na alkohol toe of na geweld toe. Dis soos om 'n sambreel oor jou finansies te sit en God se seën kan nie in jou lewe kom nie weens vrees en bekommernis. So ons gaan die gees van mammon hier oor 'n minuut of 2 breek vandag. So jy het dus nie meer geld nodig nie, jy het 'n sterker verhouding met die bron nodig wat God die Vader is. Die profete van die Ou Testament het dit regtig moeilik gehad. Regtig moeilik gehad. En deesdae wil almal 'n profeet wees, maar kom ek gee vir jou net so 'n bietjie van 'n kort. Nou dit is reg. Ek bedoel wanneer die Here jou roep as 'n profeet, dan is jy 'n profeet. Maar weet daar's net te veel titels wat daar uitgaan en hierdie ou is 'n profeet en daai ou is 'n profeet, maar so deesdae kom ons kyk wat sê die woord oor Ou Testamentiese profete. Het jy geweet dat Jesaja moes 3 jaar lank kaal rondloop? 3 jaar lank moes hy kaal rondloop. God het vir ons sê. Hosea moes met 'n prostituut met die naam Gomer trou. Ek wil nie my vrou voorstel as Gomer nie. So ek is soos ou regtig, is jou naam Gomer. Jy moes geweet het dinge gaan erg skeef loop as jy 'n vrou vat wat se naam Gomer is. Esegiel is deur God beveel om sy kos oor mens stoelgang as 'n simboliese daad om te bewys weer die uiterste swaar kry en ontheiliging van die mense van Jerusalem wat hulle ervaar, om dit te verteenwoordig vir die mense. En hy het met God geargue en sê, Here, dit is, want onthou, hy is 'n Jood, hy kan dit nie doen nie, en die Here sê, okay, vat dan beesmis. Maar hy moet sy kos kook oor beesmis. So God sê, Elia, ek wil hê, jy moet 'n hongersnood voorspel. Hier's 'n profeet nou. Elia sê, Here, ek is 'n Ou Testamentiese profeet. Ek hou daarvan om hongersnote te voorspel. Want elke profeet het omtrent dit voorspel. God sê, maar daar's 'n verskil, Elia, in die land waarin jy woon. Steven, jy's 'n profeet. Ek wil hê jy moet vandag oor hierdie kamera vir die mense van Suid-Afrika voorspel, of nee, vir die mense voorspel, dat daar kom hongersnood. En ek sê, Here, ek sal dit doen. Dan sê hy, maar, jy moet dit in Afrikaans doen, want dit sal in Suid-Afrika wees. Dan sê ek, nee, nou moet ek vinnig kyk of ek nie refugee status kan aanneem nie. En dan sal ek dit profeteer. Nee, in die land waar jy woon, regtig God, sê Elia, hoekom nie die naburige lande nie? Hoekom nie, een of ander, ryk land nie, eerste wêreldland nie? Nee, Elia, in die land waarin jy woon. Maar moenie bekommer wees nie, Elia, ek het 'n lekker voorsieningsbron vir jou by 'n stroompie. Ek het daar reeds vir jou voorsien. Jy het die water by die stroompie, kraaie bring elke dag spesiale afdrywingskos, takeaways, en alles gaan uitstekend totdat die stroom opdroog. Ons sien hier in 1 Konings 17. So wat doen die meeste mense as die stroom opdroog? Wanneer die besigheid opdroog? Wanneer die ekonomie opdroog? Hulle raak paniekerig, dit werk nie. En hulle raak angstig en begin dan saam met die gees van mammon te werk. Dis hoe vinnig dit so eskaleer. Nou kyk wat gebeur hier so in 1 Konings 17 vers 8 tot 24. Is julle gereed hiervoor, mense? Die woord sê, toe kom die woord van die Here tot hom, Elia, en sê, toe kom die woord na Elia en sê, toe kom die woord na Elia en sê, toe kom die woord na Elia en sê,
So as jy nou in 'n seisoen is waar jou pyplyn van voorsiening verander het, van die stroompie na, nou moet jy na 'n ander plek beweeg, jou hulpbron tot voorsiening, met ander woorde, jou stroom het opgedroog, wat moet jy doen? Jy moet 'n woord van die Here kry. Period. Jy moet 'n woord van die Here kry, en hier is 'n deel van die woord vir jou. Moenie die bron met die hulpbron verwar vandag nie. Dis deel van die woord wat die Here vir jou het. Die bron is God self, wat nooit verander nie. Die hulpbron verander baie keer in jou lewe. Baie keer in jou lewe. Maar die bron sal nooit sy woord te nakom of verander in jou lewe nie. Maar die hulpbron sal. Elke keer as die hulpbron van voorsiening in Elia se lewe verander het, het hy woord van sy bron ontvang. En so het God vir Elia gesê, maak jou klaar, gaan na Sarfat by Sidon en bly daar, kyk, daar het ek aan 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. Powerful hierdie. En ek is seker Elia was soos, Here, het U 'n venster gesê? Is daar 'n oop venster van seën daarso in Sarfat? Nee, Elia, sy is 'n weduwee. Weduwee. My voorsiening van hierdie stroompie, my volgende voorsiening kom van 'n weduwee af. Dit klink net nie reg en dit klink net nie gesond nie. Maar God het altyd, it's got a means towards something. Wanneer die God vir ons die volgende ding wys, is ons altyd skepties, want dit is altyd die onbekende. Dit lyk nie goed vir ons nie, dit lyk nie reg vir ons nie, dit lyk vreemd vir ons, maar ons moet in gehoorsaamheid beweeg, mense. As jy woord van die Here het, beweeg jy. Maak nie saak hoe dit vir jou lyk nie. Nie is Elia, die Here sê, gaan, jou volgende voorsiening is by 'n weduwee. En dit is hoekom dit vir Elia vreemd was. Daar was nie baie vroulike entrepreneurs op Shark Tank in die antieke nabye Ooste nie. Hy het nie geweet van, die logiese is, kom ons moet, waar is die volgende entrepreneur daar in hierdie dorp? Haar hulpbron van voorsiening, hierdie weduwee was haar man. So haar hulpbron het opgedroog, haar stroom het ook opgedroog. Maar die Here sê dat Elia se voorsiening is by hierdie weduwee. So Elia vind haar terwyl sy besig is net buitekant die stad om genoeg hout bymekaar te maak om 'n vuur aan te steek. En Elia sê, hey, kan jy iets vir my te eet te maak? Want die Here sê vir hom, hierdie is die vrou. En sy sê, luister, dis 'n bietjie 'n slegte tyd vir my. Sy erken hom ook as 'n profeet. En sy sê, ek het net 'n bietjie meel en 'n bietjie olie oor. My seun en ek gaan een laaste brood bak, dit eet en dan gaan ons sterf. It is finished. Nou jy moet dink, wat se ongeloof of redenasie of redenering, want dit hoor ek ook so baie. Jy weet, ons moet realisties wees. Ons moet kyk na die realiteit, vrou. En die vrou sê, maar die woord van die Here sê, die man sê, maar die realiteit sê. En daar's altyd konflik rondom dit. So hier is die magtige geloofsverklaring waarna jy soek in jou nuwe voorsieningsbron. Dit is nie wat dit is nie, reg? Jou nuwe voorsieningsbron sê vir jou, ek het net 'n bietjie oor. Jou nuwe voorsieningsbron wat die Here vir jou sê, daar's limitations. Nee, ek moet hierdie refugee status aanneem, want hier gaan dit nie werk nie. So ek verwag dat Elia 'n offerande vir hierdie vrou gaan opneem, want dit is die regte ding vir die profeet van God om te doen. Mense, Here, ek is seker ek het gemis. Kom ek moet teruggaan en net weer moet ek gaan vas en bid om te hoor wat is of ek nie gemis het met hierdie woord nie. Nee, hy het geweet wat dit is. Miskien is daar mense, voel Elia, en middele in die stad om hierdie weduwee te help. Ons sal haar moet help, want sy is in 'n verknorsing. En dit lyk of dit eerder die regte ding sou wees om 'n offerande vir haar op te neem. Maar nee, Elia sê vir haar in vers 10 tot 11, hy sê, hoor nou, hy sê, roep haar en sê, gaan haal tog vir my 'n bietjie water in die kan, dat ek kan drink. Terwyl sy loop om dit te gaan doen, roep hy na haar, hy roep haar agterna en hy sê, and by the way, bring sommer vir my 'n bietjie brood saam, daai laaste bietjie wat jy het. Ek wil hê jy moet hoor hoe klink dit in jou ore. Ek kan nie die opskrifte sien hoe sosiale media platforms gons oor die versoek van die profeet van God neem laaste bietjie kos, maaltyd van weduwee. Kan jy indink hoe gaan social media oor hierdie woord van die Here af reageer? So, wanneer jy woord van die Here kry, wat ek hier probeer skep vir jou is dat dit klink onwerklik, klink so onlogies, dit klink nie gesond nie, klink nie reg nie, dit klink vreemd, maar jy moet op die woord van die Here reageer, het altyd 'n doel daai. So wat gebeur hier? God was nie agter haar geld of haar hulpbronne aan nie. Natuurlik was hy nie, want hy is die God van voorsiener. Elia was ook nie agter dit aangewees nie.
Maar God en Elia weet as hulle haar oë van die hulpbron af kon kry en op die bron kon fokus, kan bonatuurlike voorsiening begin vloei in haar lewe. En hier is die les wat ek wil hê jy diep in jou hart moet kry vandag. Niemand kan beter na my omsien as my hemelse Vader nie. Sê dit saam hierso. Niemand kan na my omsien en beter omsien as my hemelse Vader nie. Iemand moet hierdie in hulle harte kry vandag. Hierdie moet in jou hart vassteek. Dit moenie beweeg nie. Elia was nie agter haar olie aan die mense. Elia het die woord van God na toe gebring. So kom ons kyk na die volgende vers hier in Matteus 6 vers 26 nou. Jesus sê verder, hy sê, kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie meer werd as hierdie voëls nie? Is julle nie meer werd nie? Ek wil hê jy moet dit verstaan. Voorsiening kom na jou omdat God jou meer liefhet as voëls. Period. Punt. Stop. Dis soos, kyk na die voëls. God nooi ons in die mossie geloof in. Op een of ander manier het hierdie voëls van binne hierdie aangebore kennis dat niemand beter vir my kan sorg as God nie. Daar gaan nooit een oomblik verby dan wanneer ek sien 'n voeltjie as ek die spreier aangehaal het en hy kom bad homself daarso of hy kom eet hierso van krummels af of hy's daar, dan weet ek God het vir daai mossie voorsien en so kan God ook vir my voorsien. Baie mense het Jesus hulle Here en hulle verlosser gemaak. As jy Christene vandag moet vra, sê ja, Jesus is my Heer, Jesus is my verlosser, maar het hom nie hul voorsiener gemaak nie. Want die oomblik wanneer hulle in daai tight spot is, dan sien jy dat hulle het Mammon hulle voorsiener gemaak. Nie God, hulle bron, hulle voorsiener. Jy stap in finansiële vryheid in wanneer jy God jou voorsiener gaan maak. En jy besef, niemand kan beter vir my sorg as my hemelse Vader. Ja, halleluja. Mense, laat ek hierdie stellings vir jou net maak. Oorvloed is nie ons idee nie. Oorvloed is God se idee. Ons probeer nie om hom te oortuig om vir ons te gee en te voorsien nie. Hy probeer ons oortuig dat hy wil vir ons voorsien. So ek is nie seker of jy dit besef nie, maar jy het 'n koninkryk binne gegaan wat deur 'n Vader regeer word wat meedoenloos aan jou toegewyd en onvoorwaardelik goed is vir jou. En hy deur die kruis jou alles gegee wat jy ooit nodig sal hê in jou lewe. Prys die Here daarvoor. Hy wag dat ons na hom sou kyk en sê, Vader, U is my bron. U is my bron. So as 'n aardse Vader van hierdie wêreld weet hoe om goeie geskenke, Jesus het hieroor geleer, goeie geskenke, goeie gawes, goeie voorsiening aan sy kinders te gee wanneer hulle vir 'n stuk brood vra, gaan hy nie vir hulle klip gee nie. Hy gaan nie, 'n pa gaan nie vir sy seun sê, jou klein snotkop, gaan breek jou tande op hierdie stuk brood nie. Dit is nie wat 'n goeie vader doen nie. En in plaas van 'n vis vir hom 'n slang gee, of as hy ook 'n eiere vra, kom 'n vir hom 'n skerpioen gee nie. Hoeveel meer geniet die hemelse Vader dit om te gee vir die wat hom vra, ons vind dit in Lukas 11. Dit is die hart van God. So ek gaan terug na Matteus 6:26. Hy sê, en kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie, hulle maai nie, hulle bring nie bymekaar in skure nie, tog voed julle hemelse Vader hulle, is julle nie meer werd as hulle nie. Nou hoe probeer die meeste mense om hulle behoeftes vervul te kry? Meeste mense. Moeitevolle arbeid, saai en maai, of hulle spaar. Nie so nie. As jy behoefte het, saai 'n saad. Dis wat ons moet doen. Ek het dit geleer. En dit is Bybels, dit is reg. Maar ons gaan hier, in hierdie reeks, gaan ons baie dieper wat dit betref. So net omdat dit rym, beteken dit nie, dit oortref die skrif nie. Saai en maai. Jesus sê, moenie saai en oes om jou behoeftes te bevredig nie. My dogter, toe sy klein was, ek sal nooit hierdie vergeet nie, toe die Here my hierdie beginsel begin leer het. Samantha het sy gesê, papa, ek het 2 van my toebroodjies in pouse weggegee, kan ek aandete kry asseblief? Of sy sê, papa, kan ek aandete kry, en ek vra vir haar, het jy jou kos gesaai tydens pouse by skool? Die kos wat vir haar gees is deur haar ma en haar pa vir haar voorsien, om te eet, en ek gaan hieroor praat, nie vandag hierso nie, in die volgende sessies gaan ek in diepte in kyk. Maar ek sou 'n verskriklike ouer gewees het as my dogter gedink het sy moet presteer sodat ek kan voorsien. Moenie jou kinders leer om te presteer wanneer jy vir hulle moet voorsien nie.
ook nie verantwoordelikheid vir hulle, dat jy hulle gaan beloon, omdat hulle verantwoordelikhede moet navolg nie, of doen nie. So en tog kyk baie mense na God die Vader en hulle dink so, dat hy so dink oor hulle. Hulle moet presteer, sodat God vir hulle kan voorsien. En so het die kerk, die Christen gekom, en hy doen deur saai en maai, sien hy dit ook as 'n presteer. Hy moet dit doen, hy gaan dit doen om te voorsien. En ek het dit geleer, ek het gepreek, ek het dit geleer vanuit die Bybelse beginsel, is nie verkeerd nie. Die klem wat ek hier wil sit, is dat mense self dit hulle God gemaak, en nie God hulle bron nie. Hierdie is 'n hulpbron. Dis wat ek wil hê jy moet kan onderskei vandag, wat Jesus ons leer. As hulle nie tiende gee nie, dis hoe mense voel, gaan hy die duiwel stuur om hulle knie te breek soos die maffia. Want as 'n vloek geaktiveer. En mense is skuldig laat voel oor, hulle moet tiende gee en hulle moet saai en al daai dinge. Maar kom ons kyk hierna. So jy betaal tiende soos omkoopgeld aan die maffia. Ek sê hierdie nou vir 26 jaar. Jy weet, ek moet my tiende betaal. As jy nie tiende gee nie, gaan God die verslinder stuur om jou oese te vat en ons haal Maleagi aan. Nee, mense, ek het goeie nuus hier vir jou vandag. Hy is God die Vader, nie die maffia Godfather nie. Wat uit is om jou net te verslind en jou te kry nie. He is God the Father, our Father, our Heavenly Father, a good Father. Ons moet uit hierdie ou verbondswet kom, wat jy te geweet in jou kop hou, as jy nie tiende gee nie, en as jy nie saai nie, dan sal jy nie maai nie, gaan God op een of ander manier sy geld terugkry. Hoe dit ook al sê, by hoek of by kroeg, God gaan sy geld kry. Hy gaan dit uit mediese rekeninge kry, hy gaan dit uit jou kar wat breek kry, hy gaan dit uit daai ongeluk kry, hy gaan dit deur die geyser wat breek kry. Wat 'n klomp demoniese leuns. Want dis nie die hart van die Vader nie. So wat is saai en oes dan? Want het sê vir ons in 2 Korintiërs 9 vers 6, maar dink daaraan, ek praat hierso van welvaart versus inkomste, maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai, en wie volop saai, sal ook volop maai. Dit is skriftuurlik. Nou laat ek vir 'n oomblik oor saai en maai praat. Die wêreld sê, wys my die geld, show me the money. God sê, wys my die motief. Dis soos om 'n geweer teen jou kop te hê, bang te wees, dat as jy nie vir God gaan gee nie, jy die vloek oor jou lewe gaan aktiveer. So daar is jou geloof dadelik in ongeloof eintlik, dis in vrees eintlik, en nie meer in die goeie Vader, wat vir jou wil voorsien nie. Jy kan nie tegelyk uit vrees en liefde gee nie, mense. En as jy geweer in jou kop het, en sê, as jy nie tiende gee nie, weet, dan gaan hy verslinder stuur. Nee, met daardie ingesteldheid kan jy nie uit liefde gee nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. So hier is wat 1 Korintiërs 13 vers 3 sê. Al sou ek my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dit sou my niks baat nie. Kan ek dit weer lees? Al sou ek al my goed uitdeel, al sou ek alles saai, al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. So, vergeet van tiende. Woe! Slag 'n heilige koei daar. Vergeet van tiende. As jy al jou besittings weggee en nie liefde het nie, help dit jou niks, sê die woord hier. Soveel Christene floreer nie omdat hulle vanuit 'n verkeerde motief gee. Dit gaan swaar met my en nou moet ek saai, nou moet ek tiende gee. Ek het dit probeer jare terug en toe word my chequerekening toegemaak. Nou, ek gaan alles in hierdie maand gee. En ek gaan nie net vir u aleer vandag, dus kan nie alles hier hanteer nie, maar luister in die volgende sessies wat kom. So wat ons vandag gaan doen is, ons gaan daardie motiewe suiwer. Jy gaan daardie gees van mammon van jou afbreek. En jy gaan sien hoe die bonatuurlike in jou lewe gaan begin vloei. Jy gehoor wat ek sê? Jy gaan die gees van mammon gaan jy afbreek en jy gaan dan veroorsaak dat die gees van die bonatuurlike, jy gaan dit sien hoe dit deur jou lewe gaan begin vloei. En dit gaan 'n goeie ding wees. Halleluja. Hier is 'n oefening. Hier is wat ek wil moet doen. As jy hierdie later nou kyk, pos gou hierso en doen hierdie. Kry 'n stuk papier en ons gaan hierdie oefening doen. Ons gaan vandag die gees van mammon breek. En volgende keer gaan ek jou leer hoe om rykdom te bou. Jy moet daar nou nie kan mis nie. Vandag gaan ons, voor jy rykdom kan bou, moet jy eers die gees van mammon breek. So ek gaan jou vandag alles gee wat ek het hierso. Alles, geestelik. Alles wat ek jou kan gee uit my salwing uit, gaan ek vir jou gee. En ek wil jy met die Heilige Gees nou 'n vraag vra. Het jy daai stukkie papier, het jy 'n pen? Vra die Heilige Gees hierdie vraag. Heilige Gees, waaroor is ek bekommerd? Wat jy nie wil hê,
ek oor bekommerd moet wees nie. Waaroor is ek bekommerd? Heilige Gees, waaroor is ek bekommerd? Wat u nie wil hê, ek oor bekommerd moet wees nie. Net daai vraag. En ek wil jy met 30 sekondes neem tussen jou en die Heilige Gees nou. Waaroor is ek bekommerd? Wat jy nie wil hê, ek oor bekommerd moet wees nie. En ek wil jy met jou antwoord daarop neerskryf. Wat is daai ene waaroor jy bekommerd is? Of 2 of 3. Want 1 Petrus 5 vers 7 sê, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Nou moenie op 'n stuk papier skryf, jy is bekommerd oor jou seun se kleredrag nie. Dis nie waarvan ons praat nie. Praat oor finansies. Hoekom is jy gestres? Hoekom bekommer jy oor geld? Nou kyk gou, as jy dit nou neergeskryf het daar, so wat sê Efesiërs 4 vers 17 tot 24, is 'n lywige gedeelte, maar ek wil hê jy moet dit hoor. Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie. Efesiërs 4. In die verdwaasdheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle vanweë die verharding van hulle hart is, wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsug allerhande onreinheid te bedrywe. Kyk hier so die gees van Mammon hier oorgeskryf. Vers 20 sê hy, maar julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ouë mens moet aflê. Hier is die klem nou. Die ouë mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding ten gronde gaan. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. En dat julle met die mens die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid, en gee dan vers 27, en gee aan die duiwel geen plek nie. Lywige skrifgedeelte, ek gaan nie verder oor hom nou teach nie, ek wil jy met hom oor en oor vir jouself gaan lees, maar kom ek, ons voer hierdie skrif net uit, kom ons maak dit prakties, ons aktiveer hierdie woord. Ek sê nie noodwendig dat jy vandag hier so 'n demoon op jou brein het nie, maar die gees van die mens, die verstand van die mens, die gees van die mens, die siel van die mens, is 'n lens waardeur jy sien. Maar laat ek jou net hierdie sê, demone is soos velcro, hulle word maklik verwyder en laat geen oorblyfsels nie. So wanneer ons hom eenvoudig nou gaan net verdryf, gaan daar geen oorblyfsel wees nie. Dis nie bietjie vir bietjie en sukkel vir 24 uur nie. Ons gaan hom afpluk. So ek sê nie jy het 'n demoon nie, maar ek sê jy gaan vandag hierdie vrymaking ervaar en hoe jy sien, hoe jy dink en hoe jy glo. Want dit is essensieel. Luister, ek weet waarvan ek praat hierso. Ek sien hier in die liggaam van Christus. Hoe jy dink, hoe jy sien en hoe jy glo. En wat jy ook al dra, ons gaan die gees van die ou mens verwerp, soos Paulus hiervan praat. So ons gaan hierdie gebed bid, en ek is opgewonde vir jou, want daar is mense wat nie kan slaap nie, en maagseer het, omdat hulle so bekommerd is oor geld. So hy sê hierso, werp dus al jou bekommernisse op Jesus, omdat hy vir jou sorg. Hier is wat ons gaan doen. Ons gaan die gees van die ou mens verwerp. Ons gaan daardie sorge neem en dit aan Jesus gee. Halleluja vir Jesus. En ons gaan daardie stuk papier skeer en dit gaan 'n skeiding veroorsaak, 'n skeiding wees, en dit gaan soos 'n profetiese daad wees, soos die ou profete gedoen het, maar hierso is dit in die Nuwe Testament in Christus. Ons vat daai manifestasies soos wat Jesus modder gespoeg het en op mense oë gesit het, of hulle gesê het, gaan was jou in die Jordaan, of wat ook al het betref het, dis die manifestasie wat hier plaasvind. Ons doen dit vandag so. En jy gaan dit skeer, en dit gaan die profetiese daad wees wat daai afsny. So kom ons bid eers. En dan gaan ons dit skeer. Bid en dan skeer. Dis wat ons gaan doen. Gereed? Ek wil eers vir jou bid. Maar ek wil eintlik eers hê jy moet hierdie agter my aanbid. Bid hierdie agter my aan. Vader, ek is klaar met die gees van Mammon. Vir eens en vir altyd. Ek is klaar om gedurig oor geld bekommerd te wees. Ek is klaar om oor geld te stres. Vergewe my dat ek bekommerd was.
Ek vra U vir genade in my finansies. Nie omdat ek dit verdien nie, maar omdat Jesus die prys daarvoor betaal het. Ek het die gees van mammon verwerp. Moenie net vir my luister en daaroor dink nie. Jy moet dit aktiveer vir jou. Ek kan dit nie namens jou doen nie. Ek lei jou net in die gebed. Jy moet dit hardop sê. Met jou hart sal jy glo, met jou mond sal jy bely, sê die skrif. Vergewe my, kom ons sê dit verder, vergewe my dat ek bekommerd is. Ek vra U vir genade in my finansies. Nie omdat ek dit verdien nie, maar omdat Jesus daarvoor betaal het. Ek het die gees van mammon verwerp. Ek is klaar om na geld as my bron te kyk. Vader, U is my bron. En ek verklaar dat niemand beter vir my kan sorg as U, my Vader nie. Halleluja. Nou hier is wat ek jy moet doen. Ek wil jy moet nou daardie profetiese aksie uitvoer. En op die tel van 3 wil ek jy met 'n skeer en dit gaan 'n soet geluid wees hemel toe. Is jy reg? 1, 2, 3. Vrymaking in die naam van Jesus. Free, free, freedom. Jy is vry. Hy is opgeskeer. Nooit weer sal jy na mammon kyk as jou voorsiener nie. Die hemele juig oor jou keuse nou. God juig oor jou keuse nou. Jy is vry. So wat jy gedoen het is jy het van Jesus as jou Heer en Verlosser verder gegaan en hom ook as jou voorsiener gemaak. Halleluja. Hy is jou bron. Julle gaan iets anders in jou finansies van hier af begin sien. Watch. Julle gee gaan van 'n ander motief nou begin kom. Ons kan later meer daaroor praat. Maar hier is my gebed vir jou en ek wil jou vra, sluit jou oë, steek jou hande uit na die kamera of na jou foon of na die TV ook waarna jy ook al kyk. Here, dankie dat U vandag mense vrygemaak het deur hierdie bediening en deur hierdie kanaal. U is Gees en het hulle bereik waar hulle is. Dankie dat U so waardig is om aanbid te word. En ons aanbid U vandag, Here, ons eer U vandag. En ons verklaar nou dat ons al ons vertroue in U plaas. Ons plaas ons vertroue in die allerhoogste God, El Elyon. Ons vertrou U vandag en môre en vir altyd in ons inkomste en ons uitgawe. Here, ek seën U kinders nou. Elkeen wat ingeskakel is en wat na hierdie kyk. Dankie dat U 'n diep werk nou in hulle harte gedoen het. In hulle gees as ook in hulle familie. Dat U nou die storie van hulle lewe herskryf omdat U hulle voorspoedig maak. Nou, dat hul siel voorspoedig is, soos hul siel voorspoedig is, gaan hulle dan ook hul eksterne finansiële situasie en omstandighede verander sien in Jesus naam. God is wonderlik, mense. Jesus is amazing. Dis wat Jesus doen het. Al God se beloftes is ja en amen. Hy het 2000 jaar gelede op die kruis gesterf en ja gesê vir jou. Ja gesê vir jou voorsiening. En ons taak is om daardie beloftes in die oë te kyk en te sê, so is dit vir my. Maak dit persoonlik. In Jesus naam. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. So kom ons maak dus 'n paar verklaringe. As jy gereed hiervoor, ons sluit af hiermee. Verklaringe is kragtig. Ek help jou, ek jou disipel in dit. As jy dit bedoel, moet dit nie herhaal nie. Moet dit nie soos dit staan sê nie. Bedoel dit. Wanneer jy bedoel, kop jy jou geloof daaraan. Want al hierdie kom uit die skrif uit. So sê die verklaring. God wil hê ek moet voorspoedig wees. Daar's 'n ek hierin. God wil hê ek moet voorspoedig wees. Nie iemand of iemand daar buite of jou wie ek moet voorspoedig wees. Is in hoofletters. Jy moet dit alles persoonlik maak. God wil hê ek moet voorspoedig wees. Ek verwag geleenthede en guns in elke area van my lewe nou. Ek leef in oorvloed. Ek is geseënd en ek is 'n geseënde. Seëninge kom oor my en dit oorweldig my. Ek is 'n magneet vir seëning. Die guns van die Here, die seën van die Here maak my ryk en daar's geen moeitevolle arbeid daaraan gekoppel nie. Al my skuld is ten volle betaal in Jesus naam. Ek is skuldvry. Ek is geseën oor wat Jesus vir my gedoen het. Mense, jy het nou in 'n sfeer ingegaan waar God nie meer met jou te doen het op grond van jou prestasie nie.
Hy hanteer jou op grond van Jesus se optrede. Dis wat dit beteken as jy jou regverdig verklaar het. Halleluja. Jy kom nie na hom toe met jou rapportkaart wat wag om beloon te word nie. Nee, dis die ou verbond. Jy kom na hom toe met Jesus se rapportkaart. Jesus het die prys betaal. Jesus het dit volbring. Die Vader geniet dit nou om jou te behandel asof jy Jesus self is. So ek glo waar die Gees van die Here is daar vryheid. Want wanneer jy die waarheid hoor, is dit die waarheid wat jou vry maak. Jy is vry. Wat jy ervaar nou, is die Gees van waarheid, die Gees van vryheid in jou lewe. Prys die Here daarvoor. So die gees van dwaling is waarteen Paulus gepraat het, en waarteen hy so hard geveg het. Bybelse onakkuraatheid. Want as jy nie die waarheid ervaar nie, gaan jy nie die volheid van God se plan vir jou lewe kan uitleef nie. Verander nou jou ingesteldheid. Sê, ek is 'n deelnemer hiervan, vir eens en vir altyd is ek nou in. Ek gaan nie meer deur die lens van die wêreld kyk om welvaart te bou nie. Want dis waarna ons beweeg. Dis waarna ons gaan kyk in die volgende sessies. Vir eens en vir altyd is ek nou in. Ek het almal nodig om onsself nou te reset hier vandag. Want jy het dit gedoen in die gees. Ek is gereed, ek is gereed, ek is gereed. En dis tyd om 'n koninkryksrykdom sfeer in te beweeg en 'n koninkryksbefondser. Dis wat ek weet die Engels sê, 'n kingdom financer te word. Ek hou van dit. Dis waarna die Here soek. Om iemand te wees wat die koninkryk van 'n sier, in plaas daarvan dat jy net iemand is wat blindelings gee, net weggegee, om te dink en hoop en bid die Here gaan soos 'n slotmasjien vir jou nog gee. Jy aanvaar nie meer die status quo nie. Jy is 'n wenner. Go for it. In Jesus naam. Blessings.